Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krant en mediabesprekings en Andries Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer. Môre Andries. Goeiemôre man. Andries, gaan die regering nou Washington toe of nie? Dit lyk in hierdie stadium redelik onseker. Jy weet as jy kyk na wat die verskillende mediahuise berig en weet hulle hou dit baie stil in terme van dit lyk asof daar teenstrydige advies dink ek is. Jy weet ons het gesien wat met Zelensky gebeur het in die Withuis. Ek dink nie weet die ANC wil baie graag vir president Ramaphosa weet Amerika. Hy is in elk geval nie genooi op 'n staatsbesoek of een of ander besoek aan weet Amerika nie. En die ding is dit lyk vir my as jy kyk na wat berig word op die oomblik dis vir die regering geweldig moeilik om te kommunikeer met die Trump administrasie. Dis nie asof die deure oop is. Hulle gaan waarskynlik eers mekaar op ander maniere moet vind. Dit gaan nie dit gaan nie by die voordeur wees nie. Ja. Daar gaan by die agterdeur gesels word voordat hulle besluit, jy weet, ons gaan mekaar by die voordeur kry waar ons met die media praat en ons sê ons gaan mekaar toespreek of nie. Maar dit lyk in hierdie stadium asof al die planne wat aanvanklik bekend gemaak was dat daar word 'n afvaardiging gestuur, weet wat 'n paar kabinetslede gaan insluit, onder andere, jy weet, van die oppositie byvoorbeeld, sakelei, jy weet, en mense soos Agri SA, daarvan het nog bitter min gekom en in hierdie stadium lyk dit nie asof daar sprake is dat ons 'n afvaardiging gaan stuur nie. As jy kyk na Sidney Mufamadi se advies ook, hy's nou die president se veiligheidsraadgewer. Ja. En weet die onderhoud wat met hom gedoen is in die media, sê hy basies, jy weet, hulle gaan nie hierdie megafoon diplomatie is nie hoe hulle self sien nie. As hulle met Amerika wil praat, dan sal hulle met hulle praat, maar weet hulle gaan nie deur afvaardigings of weet in die openbaar, dit is nie hoe diplomatie bedryf word nie. Ja. As jy met 'n land wil iets bespreek of gemeenskaplike belange, dan doen jy dit nie in die media nie, jy doen dit nie op sosiale media nie. Jy weet jy doen dit nie met 'n tweet met 'n paar woorde in of sulke goed nie. Weet dit is nie hoe dit gedoen word nie. So in hierdie stadium lyk dit nie asof daar 'n groot gewilligheid is nie. As jy in elk geval kyk, Marco Rubio, die minister van buitelandse sake van Amerika, hy wou nie G20 toe kom nie. So hoekom sou hy nou belangstel daarin om met enige amptelike Suid-Afrikaanse afvaardiging te praat? Jy moet ook onthou hy het ook nie gepraat met hierdie afvaardigings wat daar was nie. Ja. Weet dit is laer amptenary, raadgewers en sulke tipe van goed. So op 'n amptelike vlak lyk dit nie asof daar in hierdie stadium enige oop deure is tussen Suid-Afrika en Amerika nie. Om die waarheid te sê, die deure is al hoe toer. As jy kyk na wat die DA afvaardiging sê, dit was ook nou nie 'n hoë vlak. Ja. Ja, dit was senior mense, maar dit is nie, weet dis nie asof daar dis nie soos Helen Zille wat in Amerika was of John Steenhuisen of jy weet dit was die Emma Louise Powell van die wat die woordvoerder is oor buitelandse sake. Jy weet sy was daar en dit lyk nie vir my asof weet dit geweldig aardskuddend was nie. Wat hulle wel sê is dit lyk asof die houding van Amerika verhard het teenoor Suid-Afrika. En dan het ons Vrydag gesien Trump wat sê maar die boere. Ek weet nie of dit nou met alle Afrikaners is nie, maar die boere wat nou onveilig voel is kan voorkeur kry en hulle familie saambring en sulke goed. En dalk vinniger burgerskap kry in Amerika. So die verhouding is nie lekker nie en dan natuurlik sien mense ook, jy weet ons het pas weer vergaderings gehad met die Iran se ambassadeur, die ANC onder andere en die buitelandse sake minister van Cuba kuier hier. So ja. Ons maak nie nuwe vriende nie. Dis moeilik. Ek stem wel saam dat ek nie voel diplomatie moet op X plaasvind nie, maar dat dit so daarvoor gaan ek vir hulle, jy weet, prys om te sê goed, ek verstaan hoe hulle dit wil doen. Ek wil dit ook nie vir fanfare doen en verstaan. En jy weet ook nie daag jy by die Withuis, skree iemand op jou, is daar kameras, is daar betogings en ek dink nie dit help enigiemand op die einde van die dag nie. So daarvoor gaan ek krediet gee. Ek wonder wel, moes ons nie dalk op 'n stadium vinniger gereageer het nie. Sou dit deur nie dalk oop gewees het as ons bietjie vinniger toe dinge begin skeefloop het. Jy weet, ek weet nie die ambassadeur ingeroep het om te sê kan ons gesels, kan ons groter gesprekke hê nie. Dit voel vir my of ons dit bietjie lank gelos het en met die lank wil nie een van die partye eintlik nou meer met mekaar kommunikeer nie. Waar kry ons mekaar? Want daar moet tog gepraat word want as Amerika so sterk voel teenoor wat Suid-Afrika verkeerd doen, is dit my vreemd dat jy net gaan ek het ook nou nie tyd om dit te praat nie, want waar kry jy dan mekaar in die middel? Ek dink die probleem is dat die ANC sien nie Amerika as waar ons onsself groepeer nie. Onder ons groepeer ons saam met die ander blok, saam met China, Rusland, jy weet die sogenaamde globale suide. Jy weet ons sien onsself nie meer as deel van die
die probleem is, jy weet ons handel byvoorbeeld as jy nou kyk net na Iran is 300 miljoen rand per jaar, weet jy. Ja. Die handel tussen die lande. As jy praat van Amerika, dan praat jy van omtrent 160 miljard rand. Ja. Jy weet nou, dis 'n redelike groot verskil. Amerika is ons tweede grootste handelsvernoot. Weet nou, met ander woorde neem jy nou politieke besluite, met ander woorde jy wil nou in 'n sekere groepering, jy weet daai soos die BRICS lande wat alternatief tot die dollar oor gepraat het, al daai goed, of sien jy jouself en vir Amerika is dit soos ons destyds gesien het met George W. Bush, jy weet of jy saam met ons of jy is teen ons. Ja. En ek dink dis 'n Amerikaanse uitgangspunt. Daar's nie 'n neutraliteit nie. Jy weet onverbondenheid beteken eintlik jy kies vir die ander kant. So as jy nie saam met ons is nie, is jy teen ons en ek dink dit is maar ek dink die ANC se probleem is dat hy het homself polities so geposisioneer dat dit saam met die Palestynë teen Israel, saam met Iran, Cuba, jy weet Rusland, China, jy weet so dis baie moeilik want nou het jy die probleem met jou handel aan die een kant en dan het jy jou politieke bande aan die ander kant. En nou val hulle tussen die twee stoele deur. Ja, wat interessant was ook, jy weet, ons Amerika het klomp waarskuwings vir Iran uitgestuur ook oor die naweek om te sê, okay, ons waarsku laaste keer of julle skort, julle weet, op of ons gaan begin aanval. So jy sit met daai en terselfdertyd sit jy met Rusland, China en Iran wat ook militêre oefeninge begin saam doen net oor die naweek. So jy weet, nou moet ons mooi begin kies waar gaan ons onsself skaar en by wie en soos jy sê, gaan ons gaan na diplomatiek of gaan ons kyk, okay, wag, ons ekonomie kort hierdie. Maar ek dink ons is in 'n redelike moeilike posisie op hierdie stadium. Die probleem is ons vriende is nie demokrasie nie. Ja. En dit is die probleem. Waar pas die ANC in daai tipe van politieke stelsel? Want ons vriende is nie demokrasie. Want aan jou vriende sal jy geken word. Wel, dit is die ding, jy weet, en dan is my ouma gesê het meng jou met die semels, verstaan jy? Dit is die Andries, dan gaan die president en John Steenhuisen kan besluit op 'n begroting voor die begroting hierdie week. Ek dink dit is wat, jy weet, ons het nou Woensdag 'n begroting veronderstel. Ja. Ek weet nie of enige iemand al weet hoe lyk hierdie finale begroting nie en of daar al een is nie. Want ons het nou een gehad en toe moet hy nou aangepas word. So die probleem is dat die ANC en die DA het mekaar nie gevind oor BTW nie. Die DA het 'n klompie eise gestel. Onder andere moet daar gekyk word na besteding. Ja. Dit lyk nie vir my asof die ANC wil kyk na besteding nie. Dit pla my. Jy weet, as jy enige iemand se begroting, jy weet, as jy jou eie persoonlike begroting aandink, as jy die boeke moet balanseer en jy kry nie ekstra inkomste nie, dan moet jy kyk na jou besteding. Ja. Jy kan nie net die hele tyd die inkomste verhoog nie. So jy moet kyk na, jy weet, waarheen gaan my geld. En dit maak my bekommerd as die ANC is nie bereid om te kyk na daai besteding nie. En mense praat nie van dat hulle moet minder geld aan onderwys bestee of minder geld aan gesondheid. Eintlik moet ons net meer doeltreffend die geld bestee, maar so daar's baie ander goed in die staat, baie vet ingebou, baie rompslomp ingebou wat eintlik verwyder kan word om van hierdie geld te bespaar. Dis duidelik dat die ANC het nou besluit maar BTW gaan verhoog word, maak nie saak wat nie. Want hulle kan nie nou toegee aan die DA en geen BTW verhoging nie. So dit lyk ook wat gespekuleer word is dat gaan hulle nou ander vennote kry om hulle te probeer help om hierdie begroting goedgekeur te kry. Ja. So hulle kan 'n paar mense bymekaar maak. Ek weet nie wat die EFF in ruil gaan vra vir om die BTW, want eintlik in die EFF nie 'n BTW verhoging ondersteun nie. Hulle het duidelik gesê van die begin af. So hulle gaan iets in ruil moet kry. Ja, of dit nou 'n welvaartbelasting is en of dit wat ook al is. Hulle verstaan net nie dat welvaartbelasting gaan 'n paar van hulle eie mense dieselfde oortref. sirkel, jy weet. Interessant ook, die artikel sê Enoch Godongwana het gesê sou hy die COVID-19 relief fund stop, is daar geen, jy weet, verhoging nodig in BTW of belastinge nie. Ja, maar jy sien, dis nou waar die basiese inkomste toelaag inkom. Hierdie is eintlik maar 'n basiese inkomste toelaag. So dit is eintlik by die begin daarvan. Jy weet, jy moet onthou ons het wat is dit 27 miljoen, 28 miljoen mense reeds en dan moet nog 7 of 8 miljoen bykom volgens 'n hofuitspraak. Daardie geld gaan nie van die begroting af verdwyn nie. Jy kan maar verseker wees daarvan. So ons gaan moet kyk hoe hulle met die verligting bied as hulle BTW verhoog. Gaan ons nog steeds belastingaanpassing kry op die verskillende salarisskale, veral wat die armes en middelklas aanbetref. Jy moet onthou die middelklas is jy weet dis die mense wat die meeste van die land se ekonomie aan die gang hou. En hulle by die dag word die middelklas basies eintlik vernietig. Is dit nie met elektrisiteitspryse, eiendomsbelasting, BTW, Is daar 'n kans dat die begroting nie Woensdag plaasvind nie?
Wel, die probleem is dit gaan nou afhang of die ANC nou genoeg steun kan bymekaar kry. Want hy het nou genoeg steun nodig om van sy 40 af uit te kom by 50+1. So dit hang af. Dalk is van die kleiner partye bereid om die ANC te steun. Sy hulle almal bymekaar maak. Maar hy het beslis een van hulle nodig en wie weet waar pas MK in. Niemand noem vir MK nie, maar Dink jy dis waarna Ramaphosa verwys as hy sê sy party het ander opsies op die tafel vir die begroting? ja, dis waarna hulle Om meer verwys. steun Met te ander woorde, kry. hulle moet ander partye bymekaar maak. Hulle het die DA was die maklike een, want dan is hulle by 60%, maar hulle kan ander ook bymekaar maak en dan daar uitkom. Andries Guyton McKenzie, wat mense eintlik maar redelik ondersteun van dat hy die minister is, se kop word nou geëis. Dis eintlik 'n baie snaakse storie. Jy moet jou sin vir humor gebruik ook in hierdie berig. Dis 'n advertensie wat hulle gepubliseer het vir 2 poste in die departement, wat spesifiek daarvoor vra dat voorkeur sal gegee word aan bruin Indiër en wit man sowel as bruin en Indiër vroue. En dit gaan oor die wet op gelyke indiensneming. Jy weet ons hou ons van kwotas, jy weet daar die boksies, jy kyk wat die nommers is, iemand moet op 'n spesifieke manier lyk want dan is hy geskik vir die pos. Ja. So Guyton McKenzie het dit toe nou net dit is presies wat dit is. Hy het net gesê hierdie is die mense want ons moet die prentjie inkleer in die departement en hierdie is die mense wat onderverteenwoordig is in die departement. En die vakbond Giwusa het toe met absolute woede gereageer want hierdie is totale diskriminasie. Weet hoe kan jy ras spesifiseer wanneer jy vir 'n pos adverteer en hierdie is disrespekvol teenoor die swart meerderheid. Dit is hulle moet onmiddellik hy moet afgedank word. Die president moet hom afdank. Hy moet nie openbaar verskoning vra en hulle moet hierdie advertensie verwyder want hierdie is absolute diskriminasie teen swart Suid-Afrikaners. Ek weet nie elke advertensie wat ek sien sê dit word voorkeur gegee aan aangewese groepe en dan die eerste in daai groep is swart Suid-Afrikaners. So ja, maar ja, hulle het nou betreklik woedend gereageer en jy gaan waarskynlik nog vakbonde sien wat gaan reageer hieroor. Hulle dreig met regstappe teen Guyton McKenzie en hy het bloot gesê maar hy gaan hom nie stuur. Hierdie is 'n storm in 'n teekoppie. Hy reken almal met 'n geleentheid kry vir 'n pos en hy voldoen net aan die wetgewing. Ek wil net sê wit vrouens word ook nie genoem nie, so ons gaan nooit vir die departement sportkunskultuur werk nie. Nee, maar dit beteken daar's genoeg van hulle daar. Ja, ek weet, daai Ons werk ons nou volgens dit is mos nou dis die absurditeit van hierdie wetgewing wat ons het. Jy weet wat nou is dit basies, jy weet, dit is soos om te sê maar hoe lyk jou vriendekring? Nee, maar hulle is nie 7 swart en 1 Indiër en 1 bruin en 1 wit, jy weet so jy voldoen nie aan die vereistes van die nuwe Suid-Afrika. Ja, ek hoor jou. Maar ek is so teleurgesteld, Andries. Ja. Dit gaan nie oor die beste persoon vir die pos nie. Ja. Dit gaan oor wat is jou kleur? En ek dink die realiteit is en dis as jy sê, eintlik is meeste poste wat in diensneming as dit dalk net nie so erg stipuleer nie, maar dit is tog waar deel van die tickboksies is iemand aanstel of nie. So hy het dan net duidelik gestel, maar ek is werklik teleurgesteld om te weet ek gaan nie vir hulle kan werk nie. So Jennifer het nou hoop daarop gesit, jy weet. Dit is my baie erg. Jy moet wag dat 'n wit vrou bedank. Ja. Dan sal ek oorweeg word. Dankie Andries. Ja. Nou maar ons bly by die kwotas en nou is daar 'n kwota herrie in kriket. Daar's gewoonlik kwota herries in kriket. Hierdie is niks nuut nie. Ja, jy sien dit is wat mense omkrap. Jy weet wanneer jy nou sê, jy weet ons weet daar's 'n kwota in plaaslike kriket. Jy weet waar jy praat van 6 spelers van kleur. 3 van hulle moet volgens die nasionale beheerliggaam se rasklassifikasie etnies swart of black African wees, soos daarna in Engels verwys word. En die Warriors het nou net 2 etniese swart spelers in die span gehad vir hulle wedstryd op 16 Februarie teen die Dolphins in Durban. En hulle het nou boonop die wedstryd gewen ook. Dit is natuurlik heeltemal verkeerd. Maar hulle gaan nou basies jy weet daar moet nou besluit word hoe hulle gestraf gaan word vir hierdie. Want blykbaar is die reël eintlik jy weet jy kan nou as jy nou beserings het en jy kan nou nie voldoen aan die kwota nie, dan kan jy nou 'n versoek rig, verstaan jy, en jy het nou basies hierdie buitengewone omstandighede dat jy nou nie kan aan die kwota voldoen nie en dan kan hulle nou half jy weet begrip toon. Ja. Maar hulle het glad nie, jy weet, jy moet jou spanlys indien en dan word die spanlys ook goedgekeur voordat jy op die veld gaan. Maar jy mag nie wen as jou kwotas nie reg is nie. Ek bedoel jy mag met ligapunte en sulke goed gestraf word as jy maar deur die seisoen kan jy blykbaar opvang. Ja. Weet as jy nou net 2 etniese swart spelers het, dan kan jy later deur die seisoen dan kan jy nou dalk 4 gebruik en dan maak dit nou op vir die vorige kere.
Ja, want hulle sê ook hulle is nie die enigste span wat nog nie voldoen het nie, maar daar ander spanne het ten minste vir Cricket Suid-Afrika laat weet ons gaan nie daai dag dit of dat doen nie. Hulle kan ook nou, jy weet, Petersen inroep op sy onkoste om voor Cricket Suid-Afrika se raad te verskyn. Ek het eintlik nie besef hulle moet voor 'n wedstryd hulle spanlys aan Cricket Suid-Afrika se daar was 'n woord, ek weet nie wat ook al sy titel is, transformasiebestuurder stuur nie om te kyk, okay, is die transformasie boksie getik, okay, jou span mag speel. My vraag altyd met hierdie goeters is en ek gaan dit nou versigtig sê is waar begin ons kyk na talent en die vlak wat ons wil hê en ons moan baie keer oor die Proteas wat nie goed vaar nie. Maar kies ons die beste span vir die Proteas of kies ons 'n span wat gebaseer is op transformasie? En as ons sukkel om op provinsiale vlak die kwotas te haal, sê dit vir my iets daar's op grondvlak 'n probleem. Ja. En ons moet op grondvlak begin kyk hoe ontwikkel ons spelers sodat ons nie sit op provinsiale vlak om te gaan, okay, jy word net gekies gebaseer op kwotas nie. Jy moet gekies word, daai grondvlak moet so opgelei word en so goed en sterk wees dat almal op provinsiale vlak verstaan die beste spelers klaar daar is dat die beste spelers deurgevoer word na Proteas toe. Iewers voel dit vir my as ons kyk na ons cricket of daar 'n probleem is met wat hier gebeur op grondvlak voor dit ingefilter word na hoër vlakke toe. Maar jy sien die probleem is hulle het genoeg spelers. Daar's genoeg spelers in hulle groepe beskikbaar. Maar die probleem is dat wanneer beserings nou die probleem is. As iemand nou beseer raak of jy het 'n klompie beserings, dan kan jy nou nie aan die kwota voldoen nie en dan is dit nou 'n probleem. Die probleem is jy weet dan nou is jy 'n speler in daardie groep. Maar nou word 'n swart speler kry seer. Nou kan jy nie gekies word nie want daai swart speler moet deur 'n swart speler vervang word anders te voldoen jy nie die kwota nie. Ek dink net dit is verstaan jy, ek dink dit skep ongemaklike situasies vir almal. Vir almal, jy weet en dan moet jy jouself afvra, ek is nou goed genoeg om op hierdie vlak te speel. Maar nou is my velkleur nie reg nie, so ek gaan nou nie hierdie week speelkans kry nie want die kwota is vol vir wites. Ek gaan weet so dit is wat mense omkrap. Weet ons wil 'n land hê waar ons vir almal se kinders 'n geleentheid kry, geleentheid gee ongeag ras, geslag, al daai tipe van goed. En hierdie is 'n geval weer eens waar al wat raak gesien word is 'n speler se velkleur. En dit is die probleem. En soos Robin Petersen van die Warriors sê, jy sal altyd beserings kry voor groot wedstryde. So dit is nie 'n uitsonderlike probleem nie, dit gebeur gereeld. Wel jou probleem is nou jy weet as jy sekere kwotas het om aan te voldoen, is daar waarskynlik spelers wat oorspeel word. Wat onder normale spanomstandighede 'n ruskans gegee sou word. Nou het jy spelers wat beseer word want hulle word waarskynlik weet ons moet aan die kwotas voldoen, so hulle moet die hele tyd jy weet. So dis waarskynlik ook 'n juis 'n geval van dat daar word nie genoeg spelers deurgebring van ander strukture af nie. En dan is dit die tipe van ding waarna gekyk moet word. Jy weet, jy kan nie op provinsiale vlak begin kyk na jy gaan dit nie daar op daardie vlak regstel. Ek sien hulle sê juis op die Proteas se vlak is daar 'n bietjie van 'n meer ontspanne tipe van houding teenoor die kwotas en hulle kyk na 'n hele seisoen eerder as wat hulle net kyk na een bepaalde wedstryd byvoorbeeld. Ek wil ook net noem, ek dink dit is ook onregverdig teenoor sekere spelers wat wel goed genoeg is om te speel en dadelik neem mense partykeer dan aan jy's net daar oor die kwotas gevul moet word. En aan die ander kant ook is dit onregverdig want jy kyk na wêreldklas spelers soos 'n Kagiso Rabada wat nooit daar was as gevolg van sy veldkleur nie, maar werklik 'n wêreldklas speler is. En mense moet dit ook net noem en ook net om voordat ek net aanbeweeg van hierdie af is dis nie so maklik om net 'n speler te vervang nie. Daar's balans in 'n span. En as die transformasiebestuurder dit verstaan, sal hy ook verstaan jy kan nie net een speler met 'n ander speler vervang nie. Waar is die balans? Goed. Wie betaal vir Eskom se krag, Andries? Ja, dit is wat interessant is die syfer wat die DA het baie vrae oor hulle wil weet oor ooreenkomste met spesifieke maatskappye en ook met buitelandse verskaffing van Eskom wat krag uitvoer. Is hoe lyk daardie pryse en wat sê daardie ooreenkomste. Nou hoekom hulle dit vra is omdat 'n verslag wat onlangs in die parlement voorgelê is, wys dat net 82,7% van Eskom klante betaal die volle prys vir krag. Maar hulle betaal vir 91,5% van Eskom se inkomste. Met ander woorde daai res betaal minder aan tariewe vir die verbruik wat hulle gebruik as wat die grootste meerderheid van Eskom klante betaal. En dit is bietjie van problematies. Jy weet
Wat is hierdie ooreenkomste, met wie is dit gesluit? Wat is die implikasies daarvan? Watter pryse betaal hulle? Hoe lyk die verhogings wat aan hulle deurgegee word? Jy weet, as NERSA 'n bepaalde besluit neem oor verhogings, is daai verhogings op hulle ook van toepassing of sluit die ooreenkoms hulle uit van hierdie tipe van gereguleerde prysstygings waaraan ons as gewone mense blootgestel word? So dit is, ek dink dis 'n interessante vraag en 'n mens sal wil weet wat die detail is van hierdie ander 17,27% van Eskom se kliënte wat net 8,5% van hulle inkomste betaal. Ek dink nie ons gaan dit ooit weet nie. Ek dink dis maar soos die beerdkrag, waar sekere areas nie beerdkrag kry nie, sekere areas minder beerdkrag kry, sekere areas wat meer beerdkrag kry of soos wat mense nou maar sê. Maar dan moet hulle dit dan NERSA verduidelik. So dit voel vir my soos nee, ek hoor jou, maar dit voel vir my of dit half dieselfde situasie is. Naweek was al weer eens 'n berig van Johannesburg wat sekere areas 17 ure op 'n slag sonder krag sit. En dan is nie eers die kleiner plekke waarvan ons so gereeld hoor eintlik wat sonder krag sit nie. Jy weet, dit is nog 'n vraag wat mense sal graag beantwoord wil hê. Ja, maar jy praat daar van Johannesburg want dat die president het 'n nuwe taakgroep aangewys, want as ons nie weet wat om met 'n probleem te doen nie, dan wys ons 'n taakspan aan. Ja, en dan gebeur daar niks verder nie. So dit is weer eens, jy weet, ons gaan Johannesburg nou red voor die G20 beraad. Ja, die kans is beter dat ek aan swanger raak. Okay. Andries, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel net en nog aan ons voor. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.